En toe kom ons by die most entertaining. Yes. The main event of the evening vir die undisputed heavyweight championship, lineal championship, al wat die champion is. WBC, Ja. WBO, IBF, IBO, Ring Magazine, Lineal, World Champ, wat was daar nog gewees? Smaak so is nog iets. Nee, dit was iets soos 8 titles in totaal en die undisputed, die undisputed claim was ook op die lyn en al twee ouens was undefeated gewees. Dit was soos 'n history making. Dit was, ek dink hulle het nou die keer gesien, dit is, ek dink iewers op Instagram of iets het ESPN of iemand gewys, dit is die meeste belde wat nog geunify is in die heavyweight division ooit. En dis die eerste keer in hierdie century wat dit gebeur het. So Net die tweede keer in history seker, né? Of in die heavyweight. Nee, kyk hier, om die waarheid te sê, dis die eerste keer in die voorbeld era wat al vier in heavyweight by mekaar is. Want as ek het nie mis het, die Lennox Lewis was die undisputed in 1999, maar toe was dit 3 belde. Toe was daar nog nie 4 nie. Weet jy wie is die super 4 een wat bygekom het nie, maar dis nou vir al 4. So ja. So, Alexander Usyk teen Tyson Fury, 12 rondes, split decision vir Alexander Usyk. So he did it. Wat sê jy, of moet ek maar sê? Nee, dit was nou 'n kwaai fight. Yes, dit het nogals, ek is bly dat dit, hoe kan ek nou sê, opgeleef tot die hype. Ja, dit nie net ja. al hierdie hype goed en toe is dit nou 'n boring fight. Maar nee, dit was 'n kwaai fight. Dit was fight of the year sover seker. Contender. Ek weet nie of daar in heavyweight enige fight was wat in hierdie jaar beter is wat ek aan kan dink op hierdie stadium nie. Nee, okay. Ja, nee, dit is seker, maar ook as gevolg van everything that was on the line. Die laaste, die beste heavyweight fights wat ek al in my lewe gesien het, soos letterlik, ek kyk nie ou fights eintlik, ek het al maar, dis maar dis nie vir my relevant nie, want dis verby, dat niks kan meer verander nie, ou kan nie sy loss avenge nie, of whatever ook al, so, die bestes wat ek live gekyk het, die eerste ene was, toe AJ vir Klitschko geknockout het in Wembley Stadium of waar ook al in champ geword het, dit was soos insane geweest, in die drama, in die knockdowns, en dan is die een voor, dan is die ander een voor, die tweede een was Tyson Fury en Deontay Wilder 3, Jessie, dit was vir my 'n diep kwaai fight geweest. Hy het mos vir Wilder iets soos 4 keer geknockdown en geknockout en Wilder het hom 2 keer geknockdown en dit was 'n kwaai fight. En hierdie een is my derde ene. Dit was nie so baie daar was nie eens een knockdown technically. Dit was technically 'n ja, maar dit was vir my 'n baie goeie high level fight geweest. Dit was nie net 2 rock'em sock'em robots wat mekaar getryd het nie. As jy een ou voorloop, dan maak jy ander ou adjust, maak 'n plan, dan vat hy weer oor, en as hy dan weer moet adjust, of dan adjust die ander ou weer, dat hy weer voorkom. Dit was heel so 'n skaakspel. Presies, dis soos 'n high levels chess match, en as jy 'n fout maak, dan word jy gepunch in jou neus. Maar as ek net vinnig kan sê, voordat ek eers kyk na my notas, miskien moet ek net gou kyk hierso. Dat het vir my, soos wat ek het net opsommend kan sê, ek gaan nou nie elke ronde wat het gebeur, loop kyk jy bly die ding self. Jy sal nie spyt wees. Ja, loop kyk dit self, ek wil jou nie boor daarmee nie, maar vir my het die fight was in 3 dele opgesplit. In die begin het Usyk ingekom, hy het die eerste 2, dalk 3 rondes gewen. Okay, kom ons sê 2 vir jou doeleindes. Ek dink 3 was flipping close, dit kon either way gaan, maar whatever. Kom ons sê hy het begin, en hy die begin van die fight, die eerste 2 rondes het hy gewen. Toe maak Tyson Fury adjustment,
toe loop hy vir die beste deel van die middel van die fight. 4 rondes. Ja, 4 of 5 of 6, ja, hy het redelik lank, ons het begin moedeloos raak. Ek het nog op 'n stadium gedink, hierdie man, Usyk sal nou moet weer change, iets doen, want hy was besig om, want Tyson het hom aan mekaar met 'n uppercut. En hy body shots. Was money. En hy body shots, my maat, en as hy hom nie van ver af in die body slaan nie, dan slaat hy hom sommer bo. Wow, sulke harde hoeks. Maar so toe Tyson die middeldeel, 'n redelike sizable chunk in die middel gevat, en toe rally Usyk weer, toe maak hy weer 'n adjustment, en hy vat weer die laaste deel, en inteendeel, so jy kan nou sê, Usyk in die begin, Usyk in die einde, Fury in die middel, dit is nou dit geloop het, maar wat nog 'n adjustment wat gebeur het is, Usyk het vir Fury amper vrek geslaan in die 9de ronde, hy was in all sorts of trouble, en behalwe vir die amazing recuperative powers wat Fury het, dit is insane, jy kan nie stry daarmee nie, laat daai man die 10de ronde uitkom en hy lyk eintlik alright, asof hy nie nou net amper geknockout is nie, en toe begin fight hy terug. So, toe het hy 'n adjustment gemaak in die sense of, hy survive, hy vat nie meer hy bomme in, want ek meen as Usyk had his way, sou dit nie lank gewees nie, dan het hy hom weer gehad, wat hy hom in die 9 gehad het, en geknockout. So, hy het die regte adjustments gemaak, om te kan survive en homself 'n kans te gee, maar ongelukkig het Usyk, ongelukkig vir Fury, het Usyk nog steeds beheer behou van die fight tot die 12de ronde toe. So, dit was heeltyd adjust tot die einde toe, en dit is wat jy soek in 'n high level fight. En net om terug te spring, toe ons vir Ajit en Sanchez gekyk het, Ajit het die koud gekry van hoe om vir Sanchez se koud te crack, en hy het gehou daarby, en Sanchez kon niks doen nie. Dit was net 'n kwessie van tyd. Sy plan het maar net aanhou succeed, totdat Sanchez geknockout was. En hier sien jy, die een ou het nou die koud gecrack, en dan sê die ander ou, flip dit, ek maak hierdie adjustments, nou is ek weer in die driving seat, en dan sê die ander ou, quote, nee, wag, adjust, daar gaat ek weer. So ja, dat ek nou nie dieselfde ding oor en oor sê nie, maar that's what happened. Ja, iets wat ek vergeet het om te sê, wat my geïrriteer het van die begin af, daai Tyson Fury se belt in sy broek, sit letterlik amper tot by sy nippels. As hy sit, soos hier is die onderkant van sy tiete, dan is daar so 'n dun rolletjie vet, en dan sit die broek, soos die belt, dit is soos hy het amper nie 'n lyf om te slaan nie, want dit is net een groot trans. Omtrent elke fight so, dit is weird. Maar dis weird, ja, maar dis blerry onregverdig, want Usyk se trans kom tot op sy naaltjie, so hy was oop om sy body shots te eet, maar hoe body shot jy vir Tyson, jy moet hom amper op sy bors slaan om 'n body shot te score, so dit was 'n bietjie onregverdig geweest. Maar ek weet nie, is daar nog iets wat jy wou gesê daarvan, voordat ek jou begin vra? Ja, wat? My gevoel is, ek voel die regte man het gewen. Ja, dankie Vader, ja, ek stem saam, maar as ek moet kom tot op die uiterste van die ding, my gevoel is, Usyk wou dit net so 'n klein bietjie meer gehad het as Fury, dit voel, hy het vir so 'n klein bietjie meer geveg, hy het so 'n klein bietjie dieper ingediek as Fury, want ek dink tog Fury kon 'n bietjie beter gedoen het as sy motivation meer was, so en as hy nie na eerste 2 rondes sy tong heel dit uitsteek en showbout, dis aan 'n ding wat my irriteer. Ja, dit was agter die rug, ek weet mens nie wat in sy kop aangaan nie, maar as 'n man seker goed doen, dan voel dit just stop it. Nee, dit is irriterend, maar was net gefokus, so ek dink hy was, soos jy sê, baie meer. Hy wou dit gehad. En hy man se hart 10 uit 10, hy die hart van 'n leeu of van 'n kat. Hy sê mos nou, hy sê 'n leeu nie, hy sê net I am cat.